Here Jesus, baie dankie dat ek weet dat U vanoggend die verandering in my is. Here Jesus, dankie dat ons weet as gevolg van U liefde vir ons, Here, is ons vanoggend veranderde mense en is ons nie dieselfde as wat ons was, Here Jesus. Here Jesus, dankie vir die genade om genade elke dag in ons lewe, Here, dankie dat ons vanoggend net hier kan kom stil raak en hier kan kom aanbid vanoggend, Here Jesus. Here, U is so waardig om te loof en te prys, U is so waardig om al die eer te gee vanoggend, Here Jesus. Here, en ek kom net vanoggend in dankbaarheid. Dankbaarheid vir die genade op genade wat jy elke dag op ons uitstort, Here Jesus. Dit wat ons nie verdien nie. Here, ek kom net en ek bid vanoggend, Here, dat wanneer ons vanoggend na die woord sal luister, Here, dat ons vanoggend dit sal inneem en dit ter harte sal neem, Here Jesus. Maar Vader, dankie vir dit wat U vir ons doen vandag. Dankie dat U die God van die onmoontlike is, Here Jesus. Here, kom net en lei ons vanoggend, Here. Is my gebed in Jesus naam, amen. Ja, ek is bly vir elkeen van julle wat hier is vanoggend en ek wil vanoggend met julle iets deel wat die Here op my hart gelê het in die week en ek het nogal vanoggend vir Antoinette gesê, ek gaan baie mooi moet praat, want ek is bang dat jy my verkeerd verstaan. So, ek wil regtig, jy gaan jou ore oopmaak en luister na wat ek sê, want ek wil regtig iets met jou deel wat ek net hierdie hele week so my hart is net en dit gaan oor soveel meer as net om vir die woord te gee vanoggend. So, julle weet nou ons sê die woord daar agter op die TV, maar nou is ons slim rekenaar toe nou nie so slim vanoggend nie. En hy kan nie die boodskap vertaling wat ek gebruik nie, maar ek het vir hulle gesê, sit nog steeds die skrif op en so jy kan daar lees, maar jy gaan sien ek lees iets anders as wat daar staan. Hier en daar gaan die woorde saam en sin maak, maar het is eintlik net, ek het die boodskap het vir my so mooi gesê, en dis kom ek die boodskap vertaling gebruik vir volgende. So ek wil hê, ons praat vanoggend oor guns. Nou wat is guns? Guns is in die eerste plek iets wat ek en jy eintlik verdien van God af nie. Dis iets wat God net vir ons gee, omdat ons sy kinders is. En baie van ons het soveel guns by God en ons mis dit. Ons mis in ons lewe die guns wat God in ons lewe het en die goed wat hy vir ons doen en ons fokus weer eens op die slegte en die verkeerde goeders. Maar vanoggend gaan hierdie guns vir my oor meer as dit. Vanoggend gaan guns vir my, soek ek die guns van mense of soek ek die guns van God in my lewe? So, as jy 'n kind van God is jy veronderstel om die guns van God na te streef. En saam met dit het ek toe nou so 'n bietjie maar, okay, Here, en dit gaan baie diep, want dit kom selfs by jou man en jou vrou. As daar guns kom, wil jy God se guns hê, of wil jy jou man se guns hê? Wil jy God se guns hê, of wil jy jou vrou se guns hê? Wil jy God se guns hê, of jou kinders se guns hê? Dit gaan oor soveel meer as net vanoggend, ek kry guns by God. Dit gaan oor, wat beteken guns vir jou? Hoe belangrik is God se guns in jou lewe? Ons almal is hier op genade tyd. So, dit is deel van God se guns vir my. Elke oggend wat jy opstaan, elke keer wat jy nog 'n geleentheid gebied word om 'n verandering te maak. En ons sing hierdie liedjie Change in Me en ek dink so, Here Jesus, ek bid so hard dat ons as mens die wêreld kan verander. Nie omdat dit ons is nie. So, as jy kerk toe kom, moet jy nie kerk toe kom omdat ek of Pastor Dave is. Jy moet kerk toe kom omdat jy 'n ontmoeting met God wil hê. So dit gaan nie oor my en Pastor Dave nie. Ek en hy kan die beste preke week na week inhou en as jy nog steeds nie wil luister, dit beteken dit eintlik niks nie. Dit gaan oor wat kry ek om by God uit te kom. En dis hoekom deel van vanoggend se boodskap is juist dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor Pastor Dave nie. Dit gaan actually nie eers oor jou nie. Dit gaan after all oor God. So as ek en jy hiernatoe kom, moet ons so honger en so begeerte hê
om God te ontmoet en te sien en te beleef in ons lewe, dat ons nie worry oor wie daar voor staan nie, daar kan 'n eie nie voor staan, solank die boodskap oorgedra word aan jou. Julle verstaan wat ek sê? So dit gaan nie oor, dis of die pastor Petrus, of nee, dis pastor David, of nee, dit is Antoinette wat iets, nee, dit gaan nie. Eintlik moet ons so in tune wees en ingestel wees op God se woord en 'n begeerte hê om hier te wees, dat maak nie saak wie praat nie. Ek moet vir jou die mic kan gee, jy moet kan iets sê en dit, want ons soek die guns van God. Ek soek God se guns in my lewe. Die wêreld se guns is tydelik, maar God se guns is vir ewig. So en dis waar ek by volgende van uitkom. So ek gaan wil hê as Edrich, jy kan vir my daar agter opgooi Galasiërs 1 vers 6. Soos ek sê, wat ek nou gaan lees en wat jy gaan sien, daar is ons so klein bietjie verskillend, maar luister net. Wat is dit deesdae met julle? Ek kan nie glo dat julle so gou van God af weggedraai het nie. Dit is nou Paulus wat nou vir die Galileërs sê, hoor hierso, wat is julle mee besig? Het julle vergeet dat hy julle sy kinders gemaak het, omdat Christus so ongelooflik goed was vir julle? En wat doen julle toe om vir hom daarvoor dankie te sê? Julle gaan staan en aanvaar 'n heeltemal ander evangelie. Begryp julle dit nou nog nie? Daar is nie 'n ander evangelie nie. Vers 7 sê, maar julle leen mos julle ore uit aan 'n klomp mense wat die goeie nuus oor Christus heeltemal verdraai. Dit lyk my, hulle het julle koppe behoorlik deurmekaar gemaak. Vers 8. Kom ek sê reguit vir julle, as 'n mens 'n ander weergawe van die goeie nuus oor Christus verkondig, as dit wat julle by my gehoor het, toe ek vroeër daar waar julle was, sal God hulle verskriklik straf. Moenie eens na my of na 'n engel uit die hemel luister, wat iets anders as dit vir julle kom vertel nie. Kom ek sê dit tog nog 'n keer, sodat julle baie mooi kan hoor. As enige iemand dit sou waag om iets anders oor Christus te sê, as wat julle by my gehoor het, wag daar groot probleme op hulle. God se verskriklike vloek sal hulle dit. Ek net eers tot daar vers 9 gaan. So wat sê hierdie vir ons? As ons enige evangelie aanvaar, buiten God se evangelie, is ons van die pad af. En het ons moeilikheid. En dis presies wat hier gebeur het. Die Galileërs het gehoor wat God, of die Galasiërs mense het gehoor wat gebeur. Paulus was by hulle, hy het vir hulle alles baie mooi vertel, hy het vir hulle mooi verduidelik. En dit is hoekom dit so belangrik is, dat ek en jy God hier binne ons het, die Heilige Gees het, sodat ons kan onderskei, as iemand vir ons nonsens vertel. As jy nou vanoggend kerk toe kom, of as jy kerk toe gaan, wat wil jy hoor in die kerk? Wil jy hoor mooi goedjies, of wil jy die waarheid hoor? Die waarheid. As ek kom en ek vertel vir jou allerlei mooi stories, nou jy gaan, dan is ek van die pad af. Dan het ek vir die waarheid vertel. En dit is waar ek eindelijk vanoggend wil ons guns van God is so belangrik, dat ons maak nie saak wie dit is wat om ons is nie. God moet eerste wees. Sy guns en sy aangesig is wat ek en jy moet soek. Nie die ou om ons nie ons vrou nie ons man nie. God se guns is wat ons moet soek vir die mens. Ja, dit is lekker om jou vrou happy te hou en jou man, maar as dit nie in lyn is met wat God sê nie, die woord van God ons leer, dan is dit verkeerd. So ek praat 'n bietjie hard vanoggend. Maar ek moet net vanoggend hierdie by ons, dit is so belangrik, veral in die tyd waar ons leef, dat ons God eerste stel. Dat ons God se aangesig soek. Dat ons soek wat God wil hê. Nie wat 'n mens wil hê. So waar is jy vanoggend? Kom jy kerk toe om te kom hoor die waarheid, of kom jy kerk toe om miskien ietsie moois te hoor? Weet jy wat hartseer? Dat mense in die kerk sit, week na week, maand na maand, jaar na jaar, en niks groei nie. En weet jy hoekom? Want hulle wil nie kerk toe kom om gesien te word. Sodat hulle 'n gewete kan sê, hulle was in die kerk. En wat help dit jou? Ons moet
mekaar lief hê, eerstens. So ek moet probeer om jou op die regte pad te kry. So ek gaan ongelukkig, as ek my bes probeer, gaan ek vir die waarheid vertel, en jy gaan dalk nie altyd hou van wat ek vir jou sê nie, maar dis ek vertel nie vir die woord. Maar ek moet dit in liefde doen. So wat se guns kry jy vanoggend? Of wat se guns soek jy vanoggend? God se guns of wêreldguns? Ek gaan nou van vers 10. Hierdie was die vers wat my eintlik tot hierdie preek gebring het. So ek gaan nou vir dit was my mind-blowing moment gewees in my lewe. Dink jy miskien dat ek die kwaai dinge sê om julle te probeer indruk? Paulus sê, ek praat bietjie kwaai, en ek voel op dat ek voel ek so verskriklik as ek hier voorstaan. Dit voel of ek net beklei. Maar ek doen nie, ek probeer jou eintlik help, okay? So asseblief vergewe my as ek beklei. En hy sê, of om God se guns te wen. Nou, kom ons lees hom weer. Dink jy miskien dat ek al die kwaai dinge sê om julle te probeer beïndruk, of om God se guns te wen? Probeer ek dalk om in party mense se goeie boekies te kom? Glad nie. As dit my doel in die lewe is om populêr te wees, is ek nie werd om Christus se dienaar genoem te word nie. Ek gaan nie daai versie by eers doen. So, as dit vir my hier gaan of 'n pastor tyd gaan om populêr te wees of om famous te wees of om, dan is dit op die verkeerde pad. Dan moet die Jesus my nie kom. Ek wil nie meer vir julle preek nie. Maar dit gaan nie daaroor, dit gaan oor dat dit wat ek vir jou wil bring, moet jou lewe verander. Ons is veronderstel om elke week wat ons hier uitbeweeg, 'n veranderde mens te wees. En jy gaan net verander as jy toelaat dat die Gees van God in jou werk, sodat God jou kan verander. Dis soos as 'n beeldhouer 'n stuk klei het, weet eers of ek dink aan dit nie, as 'n beeldhouer 'n stuk klei het, as hy vir die stuk klei kyk, gaan iets gebeur. Nee, hy moet eers begin aan die ding skaaf en skuur en bietjie hier en daar, dan word dit 'n pot of 'n ornament of 'n wat ook al. So en dis presies hoe dit is met my ding. Eers wanneer jy gaan toelaat dat God jou verander, kan jy verander. Dan kan jy 'n beter mens word. Maar as ek en jy gaan aangaan op dieselfde trout, wat help dit? So hoekom soek jy die wêreld se guns as jy God se guns moet nastreef? In vandag se lewe het ons nie meer tyd om belangrik te voel nie. Dit klink baie hard. Dit is die waarheid. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan alles oor my. Weet jy wat vir my lekker? As ek hierso kom staan, en ek sien hoe mense dit wat ons vir julle leer, ek en pas hulle vir julle, en julle begin dit leef. Ek kan sien hoe julle begin groei, hoe jy nie meer dieselfde mens is as wat jy was. Ek kan onthou, en nou gaan ek volgende op Letia pik. Ok, sorry Letia, ek gaan op jou pik. En ek jou en ook, ek wil eindelijk jou auto pik. Ok, ek gaan vanoggend op hulle pik. So Letia en Okkie het 'n hele paar jaar terug hier by ons kerk toe gekom. Hy was doodstil. Hulle net so ingesluip. Ja. En toe kom hulle, en Letia sê vir my, sy wil gedoop word. Kan ek baie gaan doop. Ek sê vir ek gaan jou doop, is doop. Wat is die en Okkie? Ek soos, nog iemand wat my nie gebruik het. Dis hoe dit gevoel het op daai stadium, ok? En nou kom Letia, en nou, ja, en toe onthou sy, ek kan al trou. Toe moet ek al trou, ja? Toe bel sy my, sy nie met my trou, ja, sy nie met trou, my goeie job doen, en ek trou hulle, sorry, ek word nou nie so bietjie met julle, maar eintlik, maar ek besef toe nou eintlik dat daar 'n groter prentjie is, hoekom hulle nie meer hier is. Hulle bly nie meer hier, so ek kan nie van hulle verwag en moet van daar ver af hier toe kom nie. Maar in elk geval, en so kom hulle terug hierdie kant toe. En
gaan hy die kerk toe kom. Toe sien ek in die kerk. En, nou, net die jaar, het ons, sy sê elke week vir my, jy het my uit my comfort zone uitgehaal. Nou, so ek vir die eerste keer vertel, wil jy nie saam met die vrou, en sy werk ons daar by ons sentrum, en ek sê, wil jy nie saam met die vrou as bykie vrouwbediening nie? Jy, is jy seker? Ja, ek seker. Is jy doodseker? Dan was hy van, ek wil gaan, maar ook nie gaan nie. Nee? En, ek sê toe vir, okay, ja, gaan. En sy kom terug, sy sê vir my, het was baie lekker, maar jy weet wat ek aan my gedoen nie. Ek sê, ja, wat het ek aan jou gedoen? Jy het my comfort zijn, ek sê, precies, dis wat ek moet doen. En nou, het het so lekker geraak, sy spaar sy van sy gaan sê, sy gaan nie gaan, so nou sê ek my eet en sy kan gaan. Maar verstaan jy, dis wat gebeur, as ek jou sien groei, as ek sien, en dit is wat jy, ek gaan jou partykeer uit jou comfort zone uithaal. Geloof vir my, dis hoe ek geleer het om 'n pastoor te word. As jy net vir 'n pastoor André geken het, wat ek geken het, hy het vir my links en regs baie my vertel, kom uit jou comfort zone, gaan wat jy gaan iets doen. Hy was nie bang om vir my uit my comfort zone te haal. Hy was baie streng. Maar weet jy wat, ek was ongelooflik lief vir daai man gewees. Want hy het my geleer wat ek vandag weet. Hy het my geleer, jy vertel die waarheid nie tot leuns wat nie mense wil hoor nie. Hy het vir my geleer, jy staan op vir wat reg is. En daarom is ek dankbaar vir dit wat hy in my lewe gedoen het. Maar buiten vir dit, God se guns is al wat ek moet nastreef. Nie die van mense nie. So wie soek jy vanoggend in jou lewe? Wat soek jy vanoggend by jouself? Wat is volgens vir jou belangrik? Die wêreld of God? Stryd vir ons gaan wees. Die parties. Of God. Jy kan nie speel. Jy kan nie God beïndruk nie. Want God alleen is goed. So maak nie saak wat hy dink hy doen wat oulik is nie. Dit beteken niks. Dit gaan oor, wat is jou gesindheid? Wat is jou hart? Wat is jou soeke vanoggend? So Paulus sê, stryd vir hulle. Ja, ek is kwaad. Ja, ek is dit. Ek probeer doen wat God van my verwag. En dis wat ek en jy moet wees. Ons moet doen soek na wat God van my en jou verwag. Jy het 'n keuse. God of wêreld. Ek sê elke keer, jy kan nie vir God en in die wêreld wees nie. Jy kan nie so wyd speel oor die pad loop nie. Jy gaan sleg doorkom. Ek gaan die res van Galasiërs 1 skiep, ek weet nie hoe kom nie. Dan wil ek gaan gou. Handelinge 2 vers 47. Dis nog steeds, jy gaan nie kry wat ek kry nie, hoor. Hulle het God heeltyd geprys omdat hy so groot en goed is. Die gelowiges se lewenstyl het die ander mense in Jerusalem aangevul. Almal het daaroor gepraat. Daarom het daar elke dag baie mense tot geloof en gesoek. Dit het nie gegaan oor wie die woord van God gegaan oor wat hulle verkondig het. Het mense tot God gebring. En dis my en jou hartsbegeerte moet wees. So, wat moet ek en jy doen? Ons moet vir die wêreld vertel van hoe amazing God is. Wat hy, hoe hy jou gered het en wat hy elke dag in jou lewe doen. En as gevolg van dat hy jou gered het en dat jy elke dag soveel blessings en blessings, hy sê, so gelukkig is jy eintlik om God in jou lewe te hê. En daarom kan jy die wêreld vertel van hoe amazing God is.
sodat mense kan hoor wie God is. So 3 weke terug, as ek nou reg onthou, my vader so op het Pastor Dave het ons getuienisse gedoen. 3-4 weke, Pastor, het ons getuienisse gedoen. En ek het so na julle stories geluister en alles, en ek het gedink, joh, die Here was eintlik goed vir jou. Hy het jou lewe verander. Maar jy het gaan sê, gaan jy self wat dan? Terwyl ons so heeltemal anders is. Omdat ons God in ons lewe het. Julle heilige mense, as jy nou vanoggend nou moet mooi nadink, waar sou jy vandag gewees het, as God nie deel van jou lewe gewees het? 60 dan. I rest my case. 1 Korintiërs 15 vers 10. Van God vroeg vervolg en probeer seël. Ekskuus, ek het 'n verkeerde versie. Maar God was wonderlik goed vir my, wat ek natuurlik geensins verdien het nie. Maar God was wonderlik goed vir my, wat ek natuurlik geensins verdien het nie. Hy het my gemaak wat ek nou is. Hierdie goedheid van God was nie alles vir niks nie. Ek het harder en meer vir die Here gewerk as enige ander een. Dit was nie ek wat so goed was nie, maar die Here wat so goed vir my was, hy het deur my gewerk. So dit gaan oor, jy moet een ding besef, as jy vir God werk, is dit nie jy nie, dis God wat deur jou werk. So en dis eintlik altyd so, as iemand vir my sê, jy het 'n mooi boodskap gehoor, dis nie ek nie, dis God. Ek staan nie die. Ek maak net my mond oop. En dan kom die woord uit. So, of dis wat veronderstel is eintlik om te werk. So dit kan nie jy wees nie, dis God wat deur jou werk. So ek kan nie die eer van, kyk nie, ek het net so oulik gepreek. Ja, dis. Jy is die man en die gewees vandag nie. Nee, dis nie. As ek daar kom, boy, ek het my vrou toestemming gesê, die dag as sy sê, so gemoedig, dan skiet sy my, net daar, nie top, wil nie verwees nie. Maar dit is nie ek nie, dis God. Ek is net 'n instrument beskikbaar, wat bereid is om gebruik te word. Vanoggend, ja, moet jy stop, ek gaan weer so, as ek gaan stop. Nou wat gebeur as jy God se guns verloor? Ek wil vir jou lees uit 1 Samuel 15. In Samuel 15 vers 26 sê, nee, ek gaan nie saam met jou nie, sê Samuel vir hom, dis nou vir Saul, omdat jy die woorde van die Here een kant toe gestoot het die Here jou ook een kant toe gestoot. Jy gaan nie meer die koning van Israel wees nie. So weet jy wat ek volgens sê, maak nie saak of jy die koning is nie. As jy teen God kom, God gaan vir jou uithaal. En dis presies wat met Samuel gebeur. Omdat hy gedink het, hy is die een. Want dis wat baie keer gebeur. Wanneer ons 'n titel kry, dan begin ons groot kop kry. En wanneer ons die groot kop kry, wat gebeur? Jy val. God sal jou uithaal. Hy het nie 2 keer gedink. Hy was baie versadig in die begin gewees. God was baie versadig in die begin. Dis kom hy hom gekies het. 1, 2, 3 kon as jy wil nie meer luister nie. En dis as ek en jy nie ons woorde gaan oopmaak nie gaan luister na wat God vir ons sê nie. Hy druk die delete knoppie. Tops, daar gaan jy. Dit klink nou erg. Maar hy gaan 'n ander plan maak. Dis hoekom het jy 'n opdrag van God af volgende. Wie het 'n opdrag van God? Kom. Doen jy 'n opdrag? Het jy? Doen hom. Otherwise God is going to delete you. It's going to get somebody else to do it.
1, 2, 3 dae gaan tyd. Hoor my hart vanoggend. As jy nie gaan doen wat God wil hê jy moet doen nie, as hy vir 'n opdrag gee, en jy gaan nie, hy kry gewoon iemand anders nie. Wat sy oor oop is, en hy gebruik daai persoon. So moenie daar kom nie, nie daar wees nie. So jy het 'n opdrag, volg God se opdrag. Daai Bybelversie, Josua 1 vers 9, is my Bybelversie, né? Maar ek hou nie van hom nie, al hy te kom, ja. En daai Bybelversie, as ek net 'n bietjie vergeet wat my opdrag is, dan kry ek daai Bybelversie sommer elke dag van my lewe, net om my te herinner, jy is Josua. Kom reg. En weet jy wat, ek raak ook bang. Dan sê vir my ook bang wees wat. Ek mos by jou. Moenie dat die wêreld vir jou vertel nie. Vertel wat God vir jou vertel. Okay. So, Openbaring 3 vers 16, baie bekende ene. Openbaring 3 vers 16, gaan oor die Laodicese kerk. Nou as julle so tussenin, so louerig, ek hou niks daarvan nie, omdat die waarheid te sê, as julle so aanhou, sal ek later niks meer met julle te doen wil hê nie. So God gaan jou net, ek wil niks van jou ken nie, jy wil nie my ken nie, jy kan nie lou wees nie. Hoe is jy vir Jesus? Voluit of flou? Want as jy daar tussenin is, gaan God jou uitspook. Hy gaan sê, ken jou nie. Jy gaan jou armpies afklop daarby en jou trouw in jou motor kom. Hy gaan net sê, sorry, ken jou nie. Wil jy daar wees? Genesis, ons gaan baie ver. Genesis 3, vers 23 sê, daarom het God om uit die tuin van Eden weggehaal, dis nou Adam, hy wil ons nie luister nie. Hulle moes elders die grond gaan bewerk, dieselfde grond waarin hulle gemaak is. Nadat hulle uit die tuin weg is, het die Here God engele met vlammende swaarde aan die ooste kant van die tuin van Eden geplaas. Hulle moes die boom oppas wat vir altyd lewe gee. Jy het 'n keuse. Adam en Eva het 'n opdrag gehad. Jy mag alles in die wêreld hê, jy mag lekker eet, jy kan daar's baie vrugte, maar jy mag nie daai boom eet nie. Toe kom die Satan. Wat het reg so gesê? En dis wat God met jou doen. Dis jy reg, moet jy reg, mag jy dit nie doen nie. Ag, net so bietjie man, dit gaan so erg wees nie. Net hierdie een keer. En een keer word 2 keer, en 2 keer word 3 keer, en 3 keer word 'n miljoen keer. En dan wat? Daar gaat jy. En nie daar kom. As jy eers weg is van God se guns, is dit soveel moeiliker om terug te kom. Ek wil jou een ding vanoggend sê. As jy daar is, dat jy weg is van God se guns, of droog maak sal ek eers sê. Repent. Sê jammer. Want dan kan God jou gebruik. Een van die stoutste manne in die Bybel was Dawid. Maar vir wie was God baie lief? Dawid. Hoekom? Want Dawid het geweet as hy droog gemaak het, hy kan vir die Here gaan sê, ek is jammer. Dawid het nie, hy het die reus verslaan en hy het mooi goed gedoen en hy was koning geweest, maar boy, hy kon nie vrou het ons nie. Hy het gehou van 'n mooi tannie. Mooi bly mooi. En hy van haar gelyk. En toe kyk hy vir haar. Val sy ook eens amper uit. En toe pleeg hy sommer moord. En hy het 'n baba. En hy verloor die baba as gevolg van dit alles. En hy huil en hy smeek en hy soek aan die Here. En wat doen die Here? Hy gee vir hom Salomo. En wat gebeur? Salomo bou die tempel.
gee daarom dat jy kan vergifnis vra. But mean it. Wat het Dawid gedoen toe hy doodgemaak het? Toe hy sy seun verloor het, wat nou net gebore was, by Batseba, die vroukie wat hom nou so verlei het. Wat het gebeur? Hy het gerou, hy het gehuil, hy het sy klere geskeur, hy het alles, hy het geweet, ou boy, as God my verlaat, is ek 'n groot moeilikheid. En hy het gegaan en het op sy knieë voor God geval. Hy het in die tempel ingegaan en hy het begin berou. En toe gee God hom aan. En hy sê vir my, ek sal jou vergewe. Gaan lees Psalm 51, huiswerk, Psalm 51. Ek sal dit op die groep sit, huiswerk, Psalm 51. Ek het hom eindelijk uit, jy kan hom self lees. So wat wil ek volgens jou sê? Moenie wegbeweeg van God se guns af nie. En ek gaan nie veel mooi broodjies bak nie. As jy na Christstation familiekerk toe gaan ek ongelooflik baie lief wees vir jou. Maar saam met my ongelooflike baie groot liefde vir jou, gaan ek vir jou die waarheid vertel, en as jy nie hou van die waarheid nie, bou 'n brug en kom oor. Gaan jou stryd sê. Want as ek nie vir jou die waarheid kan vertel, as jy nie kan daarvan hou, as ek vir jou op jou tone trap nie. En eintlik moet jy weet, omdat ek op jou tone trap, weet jy is verkeerd. Maar ons hou ons is mos as kinders doen ons nooit goed verkeerd nie. Hulle is ons engeltjies. Jongens, vlerk afgebruik. En as gevolg van dit, is wanneer ons baie keer die pot mis sit. So moenie wees bly dat ek vir jou lief is en dat ek vir jou die waarheid kan vertel. So ek beklei eintlik volgende. Ek vertel jou net. Kom naby aan God en soek God se guns eerste in jou lewe. Net soos jy God eerste moet stel in jou lewe, moet jy God se guns nastreef. En dan kan jy groei. Dan kan jou lewe verander. Dan kan dinge beter raak in jou lewe. So, jy het 'n keuse. Jy kan Saul wees wat van ver wat die pad byste raak en God sê ek ken jou nie. Of jy kan 'n Dawid wees wat sê Here, ek het berou. Ek het droog gemaak. Vergewe my en God kan jou herstel. As easy as that. So jou keuse vanoggend is God guns of wêreld guns. Forever of tydelik. Jou keuse. Ek gaan net tot daar gaan vanoggend met my preek. En weet jy wat? Ek dink jy verstaan wat ek volgens vir jou wil sê. As jy nie verstaan nie, kom sien my na die tyd. Maar ek kan nie vir jou meer gee as dit nie. God sê net, luister, hoor my en doen wat ek sê. Of lewe vir die wêreld en kyk wat gebeur. Amen. Kom ons sit net so met ons aan. Hemelse Vader, ons kom vanoggend na U toe in die kosbare naam van die Seun Jesus Christus en ek wil net vir U dankie sê. Here, dankie dat ons vanoggend kan weet dat U guns belangriker is as enigiets anders in ons lewe. Here Jesus, dankie vir die goedheid, U guns, U heerlikheid in ons lewe. Here, dankie dat ons getrou kan wees en kan weet dat U vir ons is. Here, gaan met ons in hierdie dag, gaan met ons in hierdie week. Here, seën ons op elke gebied, seën ons op elke waar ons ook al is, Here, en help ons, Here, met alles wat ons doen, Here. Here, seën ons en lei ons vandag. Here, dankie vir die liefde wat U vir ons het. Here, dankie dat ons die waarheid kan hoor en die waarheid kan vat.
Here Jesus, vergewe ons vir ons sondes, vergewe ons ons nie luister nie, vergewe ons ons verkeerd doen vanoggend, Here Jesus. Maar help ons om te luister na U stem, Here Jesus. Here, maak my ore en ons ore oop om te hoor. Here, dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir die goedheid, dankie vir die genade. Dankie dat ek weet, U het my elke dag so oneindig baie lief, Here. En maak nie saak wat nie. U is met my. Here, gaan met ons nou verder in hierdie week. Here, seën elke persoon wat vanoggend hier sit. Here, en ons wat opdrag het om dit uit te voer, dat ons sal begin om dit uit te voer, Here Jesus. Nie ons wil nie, maar U wil geskied, Here Jesus. Here, dankie vir dit wat U doen elke dag. Dankie vir elke blessing. Here, gaan met ons, lei ons en bewaar ons. En hou ons oë gefestig op U vandag, is my gebed, Here, en in hierdie week. Here, dankie vir elke ding wat ons uit U hand ontvang. U guns is meer as genoeg vir ons, Here. Daarom sê ons vir U dankie in Jesus naam.